Hartlik welkom by Gemeente Sonder Grense. Hier waar jy maar jou koffie mag mors. Jy is ingeskakel op ons YouTube kanaal. Vandag gaan ons voort met ons reeks uit Efesiërs. En die tema van hierdie reeks is immuniteit. En vandag staan ons stil by deel 8. Maandag besluit ek mos toe, dit is tyd om so 'n bietjie te werk hier by die kerk. 'n Kabel moes deur die plafon gelê word, sodat ons 'n kamera kon koppel aan 'n TV in die vertrek langsaan. Wat 'n storie! Ek is op en af met lere. Ek hang letterlik aan staalbalke in die dak. En uiteindelik sweet ek soos wat ek lanklaas in my lewe gesweet het. En daardie nag begin die pyne. My hele lyf pyn. Ek sukkel om te slaap. En ek dink, mense, die ouderdom is 'n lelike ding. Maar toe die dag breek, toe kom ek agter, iets is nie lekker nie. En dinsdagmiddag 5:00 is ek by die dokter. Die diagnose? Wel, maaggriep, gastroenteritis. Dis koors en koue koors en lyfseer. Om nie eers te praat van al die ander aaklige dinge wat 'n mens nie in goeie geselskap noem nie. En toe besef ek net weer, my immuniteit kon hierdie een net eenvoudig nie hanteer nie. Die harde werk op maandag het seker bygedra daartoe dat my immuniteit so 'n bietjie van 'n skok gekry het. Maar my liggaam was nie gereed vir hierdie virus nie. Dit gebeur dikwels in ons geestelike lewens, dat ons val voor 'n virus. Wanneer laas het jy erg siek geword? Dis glad nie lekker nie. En dan besef 'n mens net weer hoe belangrik dit is om liewer die siekte te voorkom as om te dokter. Veral wanneer jy besig is, hard werk, onder stres verkeer. Dis dan wanneer die goggas toeslaan. Wanneer jy so besig is gewoonlik ook die tyd wanneer jy nie so besig is met die woord van die Here nie. Wanneer jy onder stres verkeer, is dit dikwels wanneer jy op die uitkyk is vir vinnige oplossings, sodat jy vinnig van jou probleme ontslae kan raak. Quick fixes, sodat jy vinnig goed kan voel. Wanneer jy oorweldig word met die uitdagings in die lewe, dan gebeur dit dikwels dat jy twyfel of jy regtig opgewasse is om alles te hanteer. En vrees pak jou beet. Koorsige sweet slaan op jou uit. Is dit waar jy jou vandag bevind? Wanneer laas het jy getwyfel of bang geword? Vir die dood? Of dalk vir die lewe? Vir die duiwel? Of dalk vir God? OK, dan kan ons seker nog byvoeg ook vir my baas, of my vrou, of enige ander mens. Is ek in staat om die uitdagings, wat dit ook al mag wees, te hanteer? Wat leer ons vandag, so op opstandingssondag, oor God se krag? Kom ons lees Efesiërs 1 vanaf vers 15. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. Gelowiges is letterlik heiliges. Vers 16. Hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. As Paulus aan die heiliges dink, dan gebeur daar soms so outomaties nog iets. Hy bid vir hulle. En ons leer twee goed oor gebed. Dit begin met danksegging en dit is volgehoue, aanhoudende gebede, want hy hou nie op om God vir hulle te dank nie. Hier dink ek leer ons geweldige belangrike lesse oor gebed. Wanneer ek in gebed aan julle dink, skryf hy. Dit klink nie vir my of sy gebede 'n opsie is nie. Hy sê immers nie, as ek vir julle bid nie. Dis wanneer ek bid. Gebede vir mekaar is nie bedoel as ons wil of lus voel nie. Dis 'n noodsaaklike plig om vir mekaar te bid. Dis 'n opdrag van God, sê Jakobus 5 vers 16, gaan lees dit maar. Maar wat bid hy? Vers 17 sê,
bid ek dat hy doen voorbidding vir die heiliges. Dis al die kinders van die Here, nie net die leiers nie, nee. Maar tot wie bid hy? Die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort deur sy Gees. Sien jy dit? Sien jy wie is sy God? Jesus, die Vader en die Gees, God drie-enig. En dis nie die eerste keer dat ons hoor van die drie-enige God nie, want net tevore het ons stilgestaan by die werk van die Vader, die werk van die Seun en die werk van die Heilige Gees. En nou leer Paulus ons dat hy tot al drie hierdie persone bid. Maar ons wil weet, wat bid hy? En hier kom dit. Dat hy aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Wow. Dit klink so half bekend, nie waar nie? Onthou jy vers 8 en 9? Was wysheid en insig nie deel van God se genade wat hy oorvloedig aan ons geskenk het nie? Hy het dit mos vir ons gegee sodat ons die geheimenis, die misterie van sy wil kon begryp. Hy hou aan om vir die gelowiges te bid, sodat hulle voortdurend meer en meer wysheid sal ontvang, om God werklik, deurlopend, al beter en beter te kan leer ken. So, dis die eerste ding wat hy bid, dat ons hom beter, werklik sal kan ken. But wait, there is more, sê hulle. Vers 18. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou. En hier lees ons, dat daar hoop in sy roeping is. En hy wil hê dat ons sal uitvind wat daardie hoop is. As God jou geroep het, is daar vir jou hoop. Wat is hierdie hoop? Daar is 'n hoop op 'n erfenis. Maar hy wil nie net hê dat ons moet weet wat en dat daar 'n erfenis is nie. Hy bid ook dat ons die diepte van hierdie erfenis sal begryp, die rykdom daarvan. Luister verder. En watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges, dis die heiliges, bestem het. Ek dink nie ons gaan in hierdie lewe ooit uitkom by 'n volledige verstaan van die rykdom van die erfenis wat God vir ons beplan het, voorberei het en bestem het nie. Maar ons moet in hierdie lewe groei in die verstaan daarvan. Want hoe beter ons dit verstaan, hoe meer suksesvol hanteer ons die lewe. En nou kom ons by die deel waarop ek graag vandag wil fokus, so op Opstanding Sondag. Vers 19. En hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan die regterhand laat sit het. Paulus wil hê dat ons moet verstaan hoe groot God se krag is. En daarom bid hy vir die gelowiges, sodat hulle dit sal verstaan. Hy gaan verder om vir ons iets te verduidelik oor hierdie krag. Hy gebruik verskeie woorde om hierdie krag te beskryf. Hy praat van geweldig, in die Grieks is dit hyperballo. Hoor jy die woord hyper? En dan sê hy hoe geweldig groot, in die Grieks megathos. En ek is seker jy hoor die woord mega. En dan gebruik hy boonop twee verskillende woorde wat in Engels slegs met power vertaal word. Krag, maar die Grieks is dynamis, waar die woord dinamiet vandaan kom. En die ander woordjie is mag, wat in Afrikaans vertaal word met mag, in Engels power. En dit kom van die Griekse woord kratos af. En dan word hierdie kratos beskryf met 'n byvoeglike naamwoord, wat nog 'n kragtige woord is, ischus, wat ons vertaal met kragtig of magtig. Nie minder nie as 5 kragwoorde in een versie. As ek nou hierdie versie kon beskryf, dan sou ek sê, dit is die kragtigste versie in die hele Bybel. En dan hoor ons, luister mooi. Dit is krag wat God uitoefen in ons wat glo.
Hy het hierdie krag in ons uitgeoefen. En dit is hierdie krag wat ons in staat stel om te glo. Ek dink nie ons besef hoe groot hierdie krag is nie. Want sien, ons dink dit is maklik om te glo. Om die waarheid te sê, vir 'n gelowige, om te glo, is seker die maklikste ding in die wêreld. En daarom dink ons dat geloof maklik is vir almal. Dis tog nie so moeilik om te glo nie. Kyk, ek glo. Dis maklik. Glo net. Maar kom ons dink vir 'n oomblik. Hoe maklik is dit regtig vir 'n verlore mens om te glo? Kom ek maak 'n vergelyking. Die Bybel sê, iemand wat verlore is dood in sonde. So kom ons spring net vinnig na hoofstuk 2 toe. Daar lees ons in vers 1, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes. In vers 5 lees ons, deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. In vers 6 sê Paulus verder, ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood, en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. 3 keer word daar baie duidelik vir ons geleer wat die toestand van 'n ongelowige is. 'n Ongelowige is geestelik dood. En iemand wat dood is, kan nie reageer nie. Dit is so goed, ek sit 'n lijk op 'n rusplank neer, en ek begin met hom redeneer. Hoor hy my? Nee. Sien hy my? Nee. Verstaan hy my? Nee. Voel hy as ek hom 'n klap teen die kop gee sodat hy kan verstaan wat ek sê? Nee. Hy is geheel en al nie in staat om op enige wyse te hoor, te sien, te verstaan of te voel of te reageer op my beste verduideliking of enige wetenskaplike bewyse wat ek vir hom kan gee nie. Hoe goed dit ook al mag wees. En dis wie jy was toe jy nog ongelowig was. Kolossense 2 vers 13 sê, julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. So wat moes gebeur sodat jy kon reageer? God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Toe ons ongelowiges was, kon ons nie verstaan nie. God moes ons eers lewend maak deur sy gees wat in ons kom woon. 1 Korintiërs 2 vanaf vers 13 sê dit vir ons. Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde nie, wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer. En so verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het. En dan vers 14. Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die onbekeerde mens is vasgevang in sy eie hoogmoed en dink dat sy eie intellek verhewe is bo alles. Die hart van die onbekeerde mens is totaal en al verdorwe. So sê Jeremia 17, vers 9. Die hart is bedriegliker as enigiets anders. Hy is ongeneeslik. Wie kan hom verstaan? Die wil van die mens is ook dood. Geen mens wil God uit sy eie dien nie. Niemand soek na God nie. So leer die Bybel ons. Romeine 3 vers 11. As God nie die wil van die mens verander nie, dan sal hy nooit 'n begeerte hê om na God te soek nie. Johannes 1 vanaf vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Ook Johannes 6 vers 44 sê, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag.
Romeine 9 vers 16 sê, dit hang dus nie af van 'n mens se wil of strewe nie, maar van God wat barmhartig is. En kom ons kyk na Filippense 2 vers 13, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Die Bybel is duidelik, die mens is dood, geheel en al geestelik dood. En 'n dooie kan nie reageer nie, want hy wil nie reageer nie. Wat sal dit vat om 'n dooie te laat reageer? 'n Wonderwerk. Die grootste, kragtigste wonderwerk waaraan 'n mens kan dink. Opwekking uit die dood. Dis wat nodig is. As Paulus bid, dat ons sal verstaan hoe groot sy krag is wat in ons werk, dan moet ons hierdie verse onthou. Maar dan vergelyk hy die krag wat tans in ons werk, met 'n krag wat in die verlede gewerk het. Hy sê, dit is dieselfde krag wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Dis daardie lewendmakende krag, wat nou ook in jou werk. Dit is daardie krag wat jou geestelik lewendig gemaak het, sodat jy tot geloof kan kom, en tot bekering kon kom. Dit is sy geweldige werk in jou, wat jou in staat stel. Dit moet ons oorweldig, as ons daaraan dink, dat dit is wat hy in ons gedoen het. Maar daar is iets wat vir ons nog meer oorweldigend moet wees. Regtig? Is daar nog iets? Is daar iets wat nog groter as dit kan wees? Kom ons lees mooi wat hier staan. Vers 19 sê, en hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Het hy dit uitgeoefen in die verlede? Ja, beslis. Die dag toe hy my lewend gemaak het. Maar het hy opgehou om sy krag in my uit te oefen? Dis nie wat hier staan nie. Hier staan dat hy dit uitoefen. Hy is steeds besig om daar dieselfde krag in my uit te oefen. Wat doen daardie krag in jou? Dieselfde krag wat jou uit 'n geestelike dood opgewek het, is ook die krag wat jou elke dag bewaar om nie weer terug te val in ongeloof nie. Dieselfde Heilige Gees wat jou uit die dood opgewek het, wat geloof in jou kom werk het, en wat jou geestesoë oopgemaak het om te begryp wie God is en wat hy gedoen het, is die Heilige Gees wat steeds in jou woon en steeds in jou werk. Ek is seker dat almal van ons graag meer krag wil hê. Ek meen, wil jy nie meer krag hê om te glo, om gehoorsaam te wees, en om te kan getuig nie? Ek het vir jou nuus. Jy het reeds al die krag ontvang wat jy ooit nodig sal hê. Wie is dit wat die krag in ons werk? Vers 17 sê, dis die Heilige Gees. Is jy gedoop met die Heilige Gees? Verlede Sondag het ons geleer dat ons almal, al die heiliges, gedoop is met dieselfde Heilige Gees. Dat ons almal met dieselfde Gees deurdrenk is. Hy is in sy volheid binne in jou. Ons het reeds al die krag ontvang wat ons ooit sal hê. God se volle opstandingskrag is reeds ten volle tot elkeen van ons se beskikking. Jy soek verniet na power encounters. God se krag is in jou. En het nie net in die verlede in jou gewerk nie, dit werk op die oomblik in jou. Die Heilige Gees werk sy krag in jou. Maar nou weet ek, jy maak beswaar, want waarom leef ek dit dan nie? Hoekom beleef ek dit dan nie? Hoekom kry ek nog steeds so swaar? Waarom sukkel ek om oorwinning te kry oor sonde? Hoekom is ek dan nog bang om te getuig? Hoekom sukkel ek dan nog om te weet of God met my praat? Hoekom sukkel ek nog om te verstaan wat die Bybel sê? Hoekom twyfel ek nog of ek regtig hemel toe gaan? En ons almal soek 'n quick fix vir hierdie probleme. Kom ons Google dit gou. Werk ongelukkig nie so nie. Ek en Anske deel soms ons frustrasies met mekaar hieroor.
Want ons verkondig tog die waarheid. En ten spyte daarvan hou mense aan om te twyfel en te sukkel om te glo en te worstel met verkeerde idees en gewoontes. Wat doen ons verkeerd? Hoekom beleef ons dat mense so stadig groei? Stadig in hulle begrip van wie God is en wat sy woord beteken en in hulle toewyding aan God en sy gemeente. Hoekom is daar by sommige mense selfs geen groei nie? Uiteindelik het ons besef, om God se opstandingskrag te beleef, het ons 3 dinge nodig om in ons lewens te kweek. Maar hoekom doen ons dit nie? Want dit is te eenvoudig. Dis vir klein kindertjies bedoel. Ons het dit al so baie gesê, dit word eintlik nou net 'n kliseë. Dis asof mense dit al minder doen, hoe meer ons dit sê. Wil jy weet wat dit is? Ek kan dit vir jou in 'n kinderliedjie sing. Maar ag nee, jy stel nie belang in goed wat vir kindertjies bedoel is nie. Jy soek grootmensstrategieë. Kindergoedjies gaan nie vir jou help nie. Is dit hoe die hoogmoed jou al beet gekry het? Vir my moet die oplossing ingewikkeld wees. Dan is ek nie verbaas dat Jesus gesê het dat hy hierdie dinge aan kindertjies openbaar het nie. Voordat jy nie bereid is om te word soos 'n kindjie nie en te sterf aan jou hoogmoed en jou eie ek nie, is dit nie die moeite werd om my asem te mors op jou nie. Die krag van God, die opstandingskrag wat reeds in jou gewerk het, sal aanhou werk in jou wanneer jy eendag sterf en in gehoorsaamheid voor God kom buig. Ek het vroeër gesê, ek is seker almal van ons wil graag meer krag hê. Maar ek wonder of ek reg is. Dalk is die probleem juis dat mense nie regtig die opstandingskrag wil hê nie. As jy regtig belangstel om hierdie krag vir die regte redes te ervaar, kontak my vir 'n afspraak. Maar moenie teleurgesteld wees as die oplossing vir jou te eenvoudig klink nie. En hiermee sluit ons vandag se diens af. Hemelse Vader, dankie dat U krag in ons gewerk het, ons lewend gemaak het. Baie dankie Here, dat U krag steeds in ons werk, en dat dit nie van my eie krag afhang nie. Dankie dat U vir ons ook beloof dat hoe swakker ons is, hoe sterker is U. Hoe groter is die krag wat in ons werk. Help ons om te word soos kindertjies, sodat ons kan begryp wat U vir ons wil leer, sodat ons kan begryp wie U is, sodat ons kan begryp wat ons verantwoordelikheid is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.